Het jy al gedink dat die evangelie is maklik, maar mense maak dit so moeilik. Hulle maak dit so moeilik. En ek wil vandag vir jou die maklike, regte evangelie aan jou oordra, sodat dit jou kan vrymaak, en sodat jy kan ook 'n bietjie meet oor, is dit die regte evangelie as ander mense daaroor praat, en jy dit kan onderskei, en jy kan weet waaroor dit regtig gaan. So kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg, om in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Here, ons Redder, na U toe te kan kom, Here. Dankie daarvoor in Jesus naam. Dankie, o Heilige Gees, dat U ons gedagtes verlig, en dat ons nader aan U kan beweeg vandag. Here, baie dankie dat U omgee vir ons. Dankie dat U ons help, en Here, dat U ons hoop gee, en dat U vir ons krag gee. In Jesus se mooi naam. Amen. Amen. Paulus sê in Romeine 1 vers 16, hy sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, en ook vir die Griek. So, ek dink ons moet wegspring deur om net eers 'n paar dinge te sê. Nommer 1, Paulus wat hierso praat, het die evangelie reg verstaan. So, as ek met julle oor die evangelie van Jesus Christus praat, dan ondersteun ek 100% die uitleg wat Paulus daaroor gegee het. Ek glo dit, ek glo in die hele Bybel, van Genesis tot in Openbaring, en ek glo in die ou verbond en in die nuwe verbond. Ek glo dat die Here Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Ek glo niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Ek glo daar is net een God. Ek glo daardie God het 'n seun met die naam van Jesus Christus, wat gesterf het aan die kruishout van Golgotha, vir my en jou sonde, dat hy sy lewe vir ons gegee het, dat hy ter helle neergedaal het, dat hy sy oorwinning gaan aankondig het, en dat hy mense vrygemaak het, en dat hy opgestaan het uit die dood uit, dat hy opgevaar het na die hemel toe, en hy het gaan sit aan die regterhand van ons hemelse Vader, wat hy ook daar sal terugkom en ons kom haal, om by hom te wees. Hy het ook vir ons die Heilige Gees gegee, en hy is die doper. Jesus Christus is die doper met die Heilige Gees. Hy het gesê, ek sal vir julle ander trooster stuur, en hy het dit gedoen, en ons weet dat hy is 'n waarmaker van sy woord. Dis waaroor dit gaan. Dis die evangelie, en ek wil kortliks vir julle dit verduidelik. Ek wil op 'n logiese wyse vir jou vinnig uit die Bybel uit wys, in die woorde van Jesus. Jy sien, as mense wat nou sê, ja, moenie vir my Paulus bring nie, en moenie vir my daai een bring en daai een bring nie. So kom ons kyk, wat het Jesus gesê? Kom ons kyk sommer reguit wat het Jesus gesê. Jesus se eerste woorde aan sy ouers, toe hy in die sinagoge besig was om te praat, toe sê hulle, toe hy verlore geraak het en hulle hom soek, toe sê hy vir hulle hierdie woorde, ek is besig met die werk van my Vader. Julle nie geweet, dit is wat ek moet doen nie. Ek is besig met die werk van my Vader. Dit is wat ek moet doen. En wat is die werk van die Vader? Wat is die werk van die Vader? Kan ons dit maar net in kort sê? Ek dink die werk van die Vader is belangrik. Jesus doen hierdie werk namens ons. Wat se werk doen hy namens ons? Wat se werk het hy namens ons gedoen? Hy het vir my en jou, onder die wet was hy gebore, het hy die vereistes van die wet nagekom. Op die einde van die dag het hy gesterf soos die wet dit van hom verwag, en hy het ons vry gekoop. Hy het namens ons 100% God se vereistes nagekom. 100%. Dis wat ek glo met my hele hart. En God het dit so vir my en jou gegee. Namens ons het hy deur sy wonde vir ons genesing bewerk. Namens ons het hy deur sy bloed verlossing bewerk. Hy het dit vir ons gedoen, my en jou. Dit was die werk wat hy gedoen het. Hy was die lam wat geslag is. Hy was die een wat sy lewe vir ons gegee het. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is God met ons, Immanuel. Hy is die een wat vir ons sy lewe gee het. Hy is God
Thomas het gesê, nadat hy sy vingers in sy merke gesê het na die opstanding, het Thomas hierdie woorde gesê, my Here en my God. En ek wil dit verklaar vandag, ek wil dit sê vandag, ek wil dit so hard uitskree vandag. Ek glo in die Here Jesus Christus. Hy is my God. Hy is die een wat vir my gesterf het. Ek glo in God die Vader, ek glo in God die Seun en ek glo in God die Heilige Gees. Dis vir my belangrik, want hy het dit gedoen. En aan die kruis, nadat hy gesê het, ek is besig met die werk van my Vader, en hy vir ons verlossing gedoen het, weet jy, ek en jy was nie betrokke daarin nie. Ons het nie aandeel daarin gehad nie. Ons het nie nodig gehad om effort daarin te sit nie. Ons het nodig om dit te glo. En dis die ware evangelie. Hierdie is die ware evangelie. Dis die verskil tussen die ware evangelie en die verdraaide evangelie vandag. Die ware evangelie is gebaseer op geloof in Jesus Christus en die werk wat hy gedoen het, want hy begin met die werk en hy het dit klaar gemaak aan die kruis en ek glo in die werk wat hy gesê het aan die kruis, dit is volbring. En dis die volgende ding wat hy gesê het, dit is volbring. Die skuld is betaal gewees, die vloek is gedra gewees, die werk is klaar gedoen gewees. Die wet wat God op die mens geplaas het, is tevrede gewees. Is afgehandel. Hy het dit gedoen. Hy het vir die sonde van die mensdom gesterf. Eens en vir altyd het hy sy bloed gegiet. Vir almal, vir alle tye. Daar gaan nooit weer iemand anders kom nie. En niemand anders kan hulle eie pogings aanwend om dit te bereik nie. Here Jesus Christus, hy, my God, my redder en my verlosser, het dit gedoen. Dit is die werk. Dit is die evangelie. Dit is hy. In Openbaring sê hulle, niemand kon die seels oopmaak nie. En hulle sê, maar daar's die lam wat geslag is. En hulle sing hierdie lied, U is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak. Jesus is die lam wat geslag is. Hy is waardig om geglo te word. En hier is die gedagte van die ware evangelie. Jesus sê hierdie woorde, hy sê, my skapies, luister na my stem. En as hulle my stem hoor, dan volg hulle my. En as hulle nie my stem hoor nie, is hulle nie van my kudde nie. En dis baie belangrik, want daar's mense wat dink ons probeer mense maak om te glo. Nee, as jy die stem van die Here hoor, wat sê, in liefde het ek vir jou gesterwe, reageer daarop en sê amen daarop. En sê die ene en sê, ek glo dit en doen dit, en jy sal die verlossing van die Here ervaar. Die Bybel sê vir ons uitdruklik in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een, jy en ek ook, wat glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hier is die hele saak. Hier is die hele saak. Die saak is, wanneer jy glo, kan jy glo dat jy die ewige lewe kan hê. Hy wat die seun aangeneem het, hy kan genoem word 'n kind van God. Dis nie iets wat jy die res van jou lewe moet probeer en jy moet die Here beïndruk en jy moet dit aanvaar en nou moet jy jou pogings en jou efforts en jou moeite en jou dinge doen sodat die Here jou kan aanvaar nie. Nee, Jesus is die aanvaarde lam wat geslag is en wanneer jy in hom glo, ontvang jy die verlossing en jy ontvang vergifnis en herstel tussen jou en die ewige Vader. Jy ontvang daardie herstel as 'n geskenk, as 'n genadelike geskenk. Hy gee dit verniet vir elkeen wat glo. Elkeen glo. En onthou nou in die begin het hy gesê vir die Jood eers en ook vir die Griek. So moenie sê dit is net vir die Jode nie en is net vir die nie. Dis vir alle mense. Vir alle mense wat glo in Jesus Christus, vir jou ook. Dis waaroor dit gaan. Nadat hy gesê het, dit is volbring, het hy gesê, vrede vir julle nadat hy opgestaan het. En weet jy, wanneer 'n mens glo in die verlossing van Jesus Christus, wanneer jy weet die werk is klaar gedoen, dan kom daar 'n vrede oor jou. 'n Vrede wat sê, daar is nou weer herstel tussen my en die Vader. Nou het ek weer vrede in my lewe. Beteken dit ons maak nog foute? Beteken dit ons sondig nog? Natuurlik, geen mens is perfek nie. Geen mens is perfek nie, maar ons is verlos. Ons is verlos deur die bloed van die lam. Dis waaroor dit gaan. En nou kyk ek na Jesus. Ek volg hom. Dis wat hy sê. Dis die volgende ding. Laat hy gesê, vrede vir julle, sê, volg my. Volg my. En dis so belangrik in ons tyd.
Baie mense sê, nou dat jy glo in Jesus, kan jy maak net wat jy wil. Nee, jy volg die Here. Jy volg Jesus Christus. En ek dink dis waar baie mense ook allerhande valse streke inbring, en allerhande dinge probeer sê, wat beteken volg my? Volg my beteken, jy moet vandag doen, wat Jesus Christus vra. Wat het hy gesê? Glo in my. Dis wat hy gesê het. Dit is die wil van die Vader, dat julle in my sal glo. Dat julle in my sal glo, in die werk wat ek gedoen het. Dat julle in my sal glo, dit is, jy moet my volg op hierdie wyse, glo. As jy sukkel met 'n ding, kom ons sê, jy sukkel met die of met daai ding in jou lewe, en dis vir jou sonde, kyk na die Here Jesus Christus en glo in die werk dat hy vir jou die prys betaal het en dat die kettinge van duisternis gebreek is en dat al hierdie vloeke en hierdie bindings wat in jou lewe is vernietig deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Glo hom, dis wat hy sê. En dan sê hy ook hierdie woorde, dat as jy dit glo, het hy ook vir my en jou hierdie woorde gesê, gaan heen en maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ek sal julle met julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. Hier is die saak. Dis die evangelie. Dis so eenvoudig. Aanvaar dit. Hoekom maak mense dit moeilik? Hoekom maak mense? Dit lyk my mense probeer dit net omgedraai maak. Hulle kom en dan sê hulle vir jou, weet jy wat, die eerste ding wat jy moet doen, is, jy moet glo in wat ek vir jou sê. Kom ons sê nou maar een of ander kerklike reëls, een of ander oortuiging. Hulle sê dit vir jou. Die volgende ding wat hulle vir jou sê is, volg ons. Nie hulle nie, nie daai ou nie, nie hierdie ouens nie, volg ons. Dis nie wat die Here gesê het nie. Die Here het gesê, volg my. Maar dan kom hulle en sê hulle, volg ons. En dan sê hulle, as julle my volg, en dan sal ons vrede met mekaar hê. Dan gaan ons nie verder met mekaar beklei nie, dan gaan ons vrede met mekaar hê. En dan as jy dan vrede met mekaar het, dan kom hy en dan sê hy vir jou, hy sê, weet wat moet jy doen? Jy moet nou verstaan, dat Jesus toe hy aan die kruis gesê, dit is volbring, is voorwaardelik. As jy nou hou aan volg en my gelukkig hou en vrede het saam met my, dan sal ek en jy ergens uitkom. Andersins is dit alles voorwaardelik, die Here sal jou wegvat, hy sal jou afsny, hy sal jou vernietig as jy nie doen wat ek vir jou sê om te doen nie. Dis wat baie van hierdie valse leerstellings sê. Hulle hou jou vas met hierdie goed. En hulle skep die idee dat as jy my reëls volg, dan volg jy Jesus. Dis nie waar nie. Volg die Here Jesus Christus. Volg hom met jou hele hart. En dan sê hulle vir jou, soos wat Jesus gesê het, ek doen die werk van my Vader. So sê hulle vir jou, dis nou jou plig om ons kerk met ons reëls of ons leerstellings of ons dinge vol te gemaak, gaan oortuig ander mense daarmee. Dis nie die pad van die Here nie. Dis 'n valse leerstelling. Die Bybel sê in die laaste dae sal baie valse leraars opstaan. Dis mense wat hulle eie paaie, hulle eie idees, hulle eie sieninge handhaaf. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Dis die regte pad. Jesus gesê, as jy my volg, het jy die lewe. As jy my volg en my aangeneem het, kan jy 'n kind van die Here genoem word. Jy hoef nie te probeer tot die einde toe nie. Jy hoef nie al hierdie dinge te doen nie. En ek weet daar's 'n vers in die Bybel wat sê volhard tot die einde toe en jy sal gered word. Kry die konteks daarvan, verstaan die konteks daarvan as jy hier agterkom wat dit beteken. Dit beteken ek is nou gered en as ek die Here volg deur my hele lewe, sal ek ook gered wees en gered word. Dis waaroor dit gaan. Ek gaan nie een of ander stadium weer op 'n weegskaal geweeg word en dan gaan dit gesien word, is ek waardig genoeg om in die hemel te kom of nie in die hemel te kom nie. Jesus Christus het dit gewaarborg deur die opstanding en deur sy bloed en daardie waarborg is goed genoeg vir die ware evangelie. Dis waaroor dit gaan. So, ek wil dit vinnig vir julle sê en dit is belangrik. So, kom ons kyk, belangrik, Paulus leer en hy sê dit vir ons ook hier. Hy sê, hy leer dat geloof is nie die werk van ons eie pogings nie, maar dit is die ontvangs van Christus, wat hy reeds vir ons gedoen het. Ons kan dit lees in Efesiërs 2 vers 8 tot 9. En dan sê ons, elke woord wat Jesus wys progressief die werk wat hy gedoen het. Vandat hy gesê het, ek doen die werk van my Vader, totdat wat hy gesê het, ek gaan vir julle vra om die evangelie te verkondig, is 'n progressiewe proses van die verlossingsplan van Jesus Christus. Hy roep ons tot geloof en hy stuur ons tot oorwinning. Hy is die een wat vir ons die deurbraak gee. Hy is die een wat die antwoord vir ons gee. En ek wil vinnig vir julle nog so 'n paar puntjies hier op hierdie bladsy noem. Praktiese toepassing. Hoe gaan ons die evangelie toepas? Wanneer jy hoor dit is volbring,
Wanneer daar gepreek word, Jesus het gesê, dit is volbring. Antwoord in jou hart hierdie woorde, ek rus en ek ontvang u verlossing. Wanneer jy hoor, vrede vir julle, sê hierdie woorde, ek het vrede, want Jesus het dit vir my gegee. Ek hoef dit nie te verdien nie. Jesus het dit vir my gegee. Wanneer jy hoor, volg my, dan sê ek vandag, ek wandel in sy genade, nie in my eie krag nie. En wanneer jy glo en sê, glo in my en jy hoor dit, glo in Jesus, wat hy sê, ek het reeds vir jou die prys betaal. Ek het reeds vir jou genesing bewerk. Ek het reeds vir jou plek gaan voorberei in die hemel. Jy is kosbaar en waardevol vir my. En dan wil ek ook so sê, regte geloof, die regte manier van glo, sê, omdat ek glo, het ek nou die verlossing. En omdat ek glo, het ek toegang tot genesing. En omdat ek glo, is ek vry van elke vloek en binding. Omdat ek glo, is ek 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Verkeerde geloof sê, omdat ek glo, moet ek nou in my spore trap. Omdat ek glo, moet ek nou dit en dat doen. Omdat ek glo, moet ek God se guns die hele tyd verdien en pas op as ek 1 millimeter daaruit gaan, dan is ek verlore. Dis verkeerde geloof. Dink hieraan. Stel jy voor 'n brug oor 'n rivier. Weet jy wat sê die verkeerde geloof? Hierdie valse leersangs. Hulle sê vir jou om aan die ander kant oor te kom, moet jy die brug self bou. Jy moet elke dag self die sportjie neerlê. En jy moet kyk of jy nie aan die ander kant kom nie. En terwyl jy dit doen, val jy struikel, jy val in die water, jy's versuip amper, jy's elke dag in die moeilikheid, want jy probeer hierdie brug van jou kant af na God se kant toe bou. Dis wat die valse gelowe sê. Wat sê die ware geloof? Die ware geloof is, God het die brug gebou, van sy kant af, deur Jesus Christus na ons toe. Hy het die brug uitgelê, hy het die prys betaal, hy het al die sportjies daarvan gesit, hy het al die vereistes nagekom, hy nooi jou en sê, stap saam met my oor, stap saam met my oor, ek het die werk gedoen, ek nooi jou om saam met my te stap, glo in my. Dis die werk, en dis die kontras tussen die ware evangelie en die valse evangelie. En ek wil vandag vir jou bid. As jy dalk in 'n situasie is waar jy dalk agterkom, o jene, ek het gedink om die Here te glo en om te dien, is om die reëls na te kom wat mense van my vereis. Mag die Here vandag jou genade gee en weet dat jy is reeds geliefd, aanvaar en verlos en dat daar geen vereiste is nie. Daar's net een middelaar tussen ons en die Vader, die Here Jesus Christus. Jy hoef nie iemand se toestemming te kry nie. Jy hoef nie iemand se seën te ontvang om in die hemel te kom nie. Iemand moet nie die sleutels oopsluit en toesluit en ergens vir jou daarin inbring nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus is die sleutel tot die ewige lewe. Mag jy vry wees om die Here te dien. Mag jy vry wees om hom lief te hê. Mag jy vry wees om te besef wat het hy vir my en jou gedoen. Kom ek bid saam met jou. Ons hemelse Vader, ek dank U vir die voorreg wat ons het om U te ken. Dankie vir die evangelie van Jesus Christus, die krag van God tot redding. Dankie dat U red en U verlos. In Jesus naam. Amen en God bless.